Goeiemôre broers en susters. Môre. Hallo. Hallo. Ek stel weg. Goeiemôre. Nog niks hè? Ek gaan moet skreeu. Maar dit gaan nou so werk in my lewe, ek gaan skreeu en dan gaan hy aankom en dan gaan julle van julle stoele afval. So dis werk. Maar terwyl ons soek vir waar my stem heen is. Hallo? Nee, ek's nog nie daar nie. Gaan ek so die verjaarsdag so hanteer? Ek wil net gaan hoor. Ek het nie vir Tanita gesien vanmôre. Tanita? Skus man, sal nou wag gee. En Marlies, ek het nie vir Marlies gesien nie. Mina, jy is hier. Mina is daar. Nee, ook nie. Goed. Dewald Dreyer, jy is hier. Waar is Dewald? Dat ek nou so moet soek vir verjaarsdag vanmôre. Nee, hierdie ene gaan niks van my werk nie. Ek gaan die hele tyd voel soos 'n pilot met hare in die gesig. Nee, iets is wat. Help asseblief, sê. Ja, hierdie een is ook nie, man. Daar aangesukkel. Hoor ek hom? Daar sy. Kan julle my hoor? Kom weer die ene. So bietjie. Ek kan myself bietjie hoor. Goed. Ek voel soos 'n chopper pilot. Jy is soos 'n chopper pilot. Ek soek vir Dawie Visser. Waar is Dawie? Dawie is buitekant. So, Tanita, jy veel. Maar ek herinner my dat Gideon ook verjaar het. Die naam het die lees so jy kan hoor. Ek moes net daai kry, skus Gideon. Dan het ek hier gesê dat enige van julle wat hierdie naweek heerlik gepraat het, veral gister, toe daar sekere skeieregters op die veld was, ek verstaan heeltemal. Nee? Verstaan. Testing 1, 2, 1, 2, testing. Ek is stommer voor dit. Dit is baie beter. Kla nooit weer oor die ding. Goed. Daar sy. Nou hoor ek myself baie duidelik. Broers en susters, julle sien alles op die blaadjies. Onthou Sint-Tyen Simfonie, nee? Ons gaan groot gaan en ons gaan dit baie geniet. So sorg dat julle vroegtydig kaartjies kry daarvoor, dat ons weet hierdie gaan 'n groot sukses wees. Ek dink in die opsig dat ons is uniek in die goed wat ons aanbied en dankie vir al julle harde werk. Nee, vir sover. Ek dink dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees. En 'n mens kan altyd nog iets leer van hierdie goed. Goed, broers en susters, daar ook die fondsinsameling daar agter. Julle het nou die coolerboxe daar agter gesien.
sorg dat julle daar ook julle hand ingooi sodat julle dit kan wen. Enige ou wat al gaan kamp het weet hoe wonderlik dit is om sulke goed naby jou te hê. Goed, dit is min of meer alles wat ek het hier. Kan nie dink dat daar nog iets is nie. So, Henry, dan kan ons dit doen. Ag, dankie dat jy vir my mooi hande ek sê. Kan ons maar oefen. Goeiemôre julle. Ons gaan kom 404 gaan net oefen. Ons het dit al gedoen van tevore, maar ons gaan altyd hier ons moet en op 2 keer deur gaan dat hulle heeltemal so maklik is tydens die diens dan, ja. So julle weet hoe toe daai sisteem sing, né? Ek dink daar's nie eers. Ja, ons gaan net die eerste een. Ons sing 3 verse in die hele lied, so kom ons doen hierdie enetjie so 2 keer. Maar ons sing mooi, sing baie mooi vanmôre. Broers en susters, kom ons raak so vir 'n oomblik rustig en dan gaan ons aan met ons erediens.
Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, het ons ook saam met hom die lewe. As ons in geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. En as ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Oh
haal vanoggend, broers en susters, die liefdesgebod aan, soos wat dit in die Heidelbergse Katekismes vir ons weergegee word. Die vraag daar is, wat eis die wet van God van ons? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons sing dan ons belydenis vanoggend vonk 57. Ek gee aan julle 'n nuwe gebod. Oor wie Jesus Christus is. Met die opskrif daar, die voorrang van die Seun. Kom ons luister vanoggend na hierdie woorde wat ook bely, wat ons weet van Jesus en wat ons glo van hom. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagsvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Kom ons bevestig ons belydenis met vonk 342. Amen.
Lukas 16 vers 19 tot 31, die ryk man en Lazarus. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n man, 'n arme man, met die naam Lazarus, wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in die water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd al die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe, nie kan nie. En die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek u dan, Vader, stuur hom terug na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers, laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle ook nie in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hy het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Ons lees vanoggend tot sover. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor en uit hierdie woord gaan leef. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, broers en susters, nou al die goed, al die mooi en regte goed wat ons al vir mekaar gesê het oor geloof en oor hoe die Here ons vul met sy liefde en ons deel maak van sy redding, bly die moeilikste vraag. Hoe doen ons dit? Hoe lyk dit waar gelowiges leef uit hierdie geloof en uit hierdie waarheid? En miskien is vandag 'n baie goeie dag om dit te vra. In die week wat verby is daar 'n klomp mense gewees wat bly staar het na die hemel en verwag het dat iets uitsonderliks moet gebeur. Baie van hulle het voorspel dat dit die einde van die aarde is, dat dit die wederkoms gaan wees. En nou weet ons dat hulle verniet gewag het. Dat daardie voorspelling soos meer as 2200 van hulle oor die eeue heen van waar Jesus na die hemel opgevaar het, al voorspel is. Die vraag is, moet ons nie liewers, in steede daarvan om ons besig te hou met wanneer gaan die Here terugkom, en allerlei wiskundige speletjies speel, en allerlei goed doen om dit te probeer bepaal. Nie baie mooi gaan luister wat hierdie gelykenis vanoggend vir ons sê. Hierdie gelykenis sê vir ons is deel van hierdie morsige wêreld. Ons is deel van alles wat op hierdie planeet van ons gebeur. En ons verantwoordelikheid en ons taak is om nie na die hemel te staar, is om binne in hierdie morsige wêreld besig te wees. En besig te wees om ons te kyk, om te sien, hoe gaan dit met die mense rondom ons? En wat het hulle nodig? Hoe kan ons hulle bystaan? Ons moet in hierdie morsige wêreld leef, en ons struikel, en ons val, en ons maak foute, en ons staan op in die genade van die Here, om te kan verkondig die Here oorwin. En so leef ons. Ons leef natuurlik met die verwagting van die ewigheid. Met die verwagting dat ons nou reeds deel is van die ewige lewe. Hoe en wanneer dit aanbreek,
Daarmee het ons vrede. Dis nie vir ons om te weet nie. Maar wat ons wel weet, is dat dit plaas op ons 'n verantwoordelikheid om hier en nou besig te wees met dit wat die Here vir ons gee. Hierdie gelykenis oor die ryk man en Lazarus wil baie minder sê oor die lewe na die dood en die ewigheid en baie meer sê oor hoe die lewe nou lyk en waarmee ons nou besig is met hierdie lewe wat die Here vir elkeen van ons gegee het en waarin hy ons toegerus het met oorgenoeg sodat ons vir hom kan gaan lewe. Hierdie gelykenis vertel van 2 mans wat in dieselfde omgewing leef so by mekaar verby. Die een is skatryk, hy leef weelderig, hy geniet homself, hy hou partytjies, hy doen alles in sy vermoë wat hy kan, want hy het 'n ongelooflike vermoë in geld en waarskynlik ook in gesag en eer en met al hierdie goed lewe hy 'n goeie lewe. Nou kan 'n mens vir jou indink dat hierdie man het in 'n huis gewoon wat nie net 'n huis was nie. Dat dit 'n hele groot klomp geboue bevat het. Want daar was sy huisgesin en daar was die slawe en daar was alles wat hy nodig gehad het. So en dan het hy waarskynlik as hy wou uitgaan by 'n deur uitgegaan op die straat. En dis waar Lazarus gewoon het. En nou moet julle self val net bietjie dit op. Sien dit net raak. Lazarus kry 'n naam en die ryk man nie. En dis nou nogal 'n belangrike ding. Vir hulle was dit belangrik dat jou naam moes van geslag tot geslag oorgaan. Want voor Jesus gekom het, en selfs nog voor sy dood, het hulle nie 'n verwagting gehad van die ewige lewe nie. En het hulle eintlik gedink dat jou naam moet voortleef van geslag na geslag. En dis hoe jy onthou word en dit is hoe jy voortleef. Nou is dit interessant dat die Here gaan en hy gee vir Lazarus 'n naam, waar niemand gaan verwag om sy naam weer te sê nie. Terwyl hierdie ryk, deftige man met al sy gesag en eer, sy naam word nie eers genoem nie. Hy's naamloos, hy's generies. En dit moet ons onthou. Daar was buitekant hierdie man se huis, waarskynlik 'n bankie van een of ander aard. En Lazarus, hulle sê dat Lazarus gelê het, maar het waarskynlik so daar bo op daai bankie gelê. En hierdie ryk man, as hy by sy huis uitgegaan het hy verby Lazarus geloop. En vir my die feit dat hy weet wie Lazarus is, daar waar hy in die moeilikheid is, en hy wil hê Lazarus moet nou vir hom kom bedien, sê vir my dat hy in sy lewe dalk 'n bietjie met Lazarus te doen gehad het. Dalk al by hom verbygeloop het, dalk gehoor het dat die slawe praat en sy naam noem. In die antieke tyd was daar 'n ooreenkoms gewees. Daar was nie formele maniere waarop daar vir die armes gesorg is nie. Maar die ooreenkoms was dat jy wat baie het, sal sorg vir die armes. En dit het baie keer gebeur op grond van nie net hierdie ooreenkoms, hierdie sosiale ooreenkoms wat hulle met mekaar gehad het nie, maar omdat dit so 'n persoon se eer en sy gesag gedien het, om bekend te wees daarvoor dat hy ook goed gedoen het vir hulle wat minder bevoorreg was. Klink bekend, nee. Klink maar soos ons dag, waar jy baie keer kry dat mense dit doen omdat hulle 'n bietjie van 'n belastingvoordeel kry. Miskien het baie van hulle ook daaraan gedink dat hulle verantwoordelikheid het vir die Here en dit daarom gedoen het. Maar wat ons weet van hierdie voorbeeld, hierdie ryk man, was dat hy nie eers die sosiale ooreenkoms nagekom het nie. En definitief ook nie sy verantwoordelikheid voor die Here nagekom het nie. In hierdie gelykenis, broers en susters, wil die Here vanoggend ons so 'n bietjie konfronteer met ons eie situasie. En hy wil vir ons vra, gaan kyk 'n bietjie na jou eie lewenskeuses. Daardie keuses wat jy maak op grond daarvan dat ons net soveel tyd het
om reg te lewe. En dat ons net soveel tyd het om die regte ding te doen in hierdie lewe. En dalk moet ons vir 'n oomblik net stil staan en vir onsself dink, wat is my ingesteldheid? Hoe kyk ek na die lewe? Hoe kyk ek na myself? Hoe kyk ek na ander mense? Hoe kyk ek na hierdie wêreld? En hoor ek dat die Here vir my sê, ook jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die mense rondom jou. En dit is nooit te laat om te begin nie, broers en susters. Dit is nooit te laat om hierdie verantwoordelikheid net op te neem. En 'n slag rondom jou te kyk en waar te neem wat in jou omgewing aangaan. Om 'n slag net jou oë op te lig, weg van jouself af, weg van jou eie stryd en jou eie bekommernisse en rekeninge en wat ook al 'n mens rondjaag. En 'n verslag om jou te kyk en te besef dat al is jy nie so sterk in finansiële opsigte nie, het jy soveel om voor dankbaar te wees. Het die Here vir jou en vir my geseën met genoeg gawes, dat ons dit kan gebruik om ander te dien. Dat ons moet besef, dat ons gemeet aan gawes en goedheid van die Here skatryk is, soos hierdie ryk man. En dat ons dit moet deel, en dat ons verantwoordelikheid teenoor mekaar en ander moet raak sien. Hierdie ryk man was doelbewus blind vir die nood wat op sy deur was. En die Here sê vir ons mag nie blind wees nie. Hy wat nie blind was nie, nie doof was vir enige swaar kry in sy omgewing. As ons net vir 'n oomblik stil staan en dink hoe die Here opgetree toe hy op aarde was. As hy verby iemand gegaan het wat een of ander probleem gehad het, kry ons nêrens dat hy net verbyloop nie. Selfs al maak 'n skare 'n man stil en sê vir hy's te besig, hy het nie tyd vir jou nie, gaan staan die Here stil en hy draai om. En hy het met hierdie mens te doen. 'n Vrou wat stilletjies kom en net aan sy soem vat, raak hom so aan dat hy omdraai en met haar praat. Ek wonder hoeveel mense het in die afgelope 2 weke voor dit hoegenaamd met haar gepraat of selfs vir haar gekyk. Dis wat die Here ons kom leer het, broers en susters. Dat ons moet kyk en hoor en sien en bewus wees van wat om ons aangaan. Dat ons moet anders as hierdie man wegkyk van onsself en kyk rondom ons en raak sien wat die Here vir ons daar gee om te kan doen. En ek sê weer, ons het net soveel tyd om reg te lewe. Ons het net soveel tyd om die regte ding te doen. Maar is nooit te laat om te begin rondkyk en om daardie bewustheid te hê van dat daar rondom my mense is waarvoor ek iets kan doen. Al het ek nie geld om te gee nie, kan ek iets doen vir iemand om hulle lewe te verander. En dit is maar net die waarheid, broers en susters, dat geld baie keer nie die antwoord is nie. Die grootste probleem in ons wêreld op hierdie oomblik is dat mense misgekyk word. Is dat mense hulle menswees verloor het. En as ons net kan bydra daartoe dat iemand voel ek is vandag raak gesien. Iemand het my menswees erken. Dan het 'n mens baie meer gedoen as om vir daardie mens net geld te gee. Kom ons doen wat die Here vir ons sê. Kom ons raak bewus van dit wat in ons omgewing aan die gebeur is. Waar lees ons onsself in hierdie gelykenis? Want dit is nou nogal altyd ook die vraag om te vra, waar in 'n gelykenis, in iets wat die Here vertel het, pas ons in? Die interessante is dat ons inpas by die familie van hierdie ryk man. By diegene wat hy so graag wil gaan waarsku. Want hy sê, nee, maar iemand wat so uit die doodheid verskyn, gaan definitief vir hulle groot skrik op die lyf jaag, en dan sal hulle luister. En dan is die antwoord nee.
Hulle het Moses en die profete. Nou dit beteken, hulle het die grootste deel van die Joodse Bybel. Die eerste 5 boeke van Moses, die profete en na dit het die wysheid gekom. So hulle het dit, is die antwoord. Ons moet baie mooi hoor, broers en susters. As ons die familie is van hierdie generiese ryk man, en daar word gesê, julle het, dan sal hy vandag vir ons sê, julle het die woord van God. Julle het Jesus Christus, wat vir julle kom voorloop het, en wat vir julle gesterf het en opgestaan het, en julle het al die getuienis daaroor. Julle het die woord voor julle, waarin God homself aan ons kom bekendstel. Ons het alles wat ons nodig het, om te weet, wie is God, wie is ons, en wat is ons verantwoordelikheid. Hoe leef ons ter ere van die Here? En daarmee word daar vir ons gesê, ons is skatryk in die liefde van die Here. Ons is oorlaai met gawes en goedheid en genade. Ons beleef dit elke dag. En daarom het ons genoeg, het ons meer as genoeg om te kan deel, om te kan gee. En onthou nou asseblief, broers en susters, elkeen van ons verskil van mekaar. Ons verskil in terme van hoe ons geloof beleef en hoe ons dit uitleef. En as jy weet hoe jy jou geloof beleef en hoe jy dit uitleef, of jy dit doen met jou kop of jou hart of jou hande, watter manier jy die gemaklikste is om jou geloof uit te leef, gaan doen dit. Jy hoef nie iemand anders te word as wat jy reeds is nie. Gebruik jou gawes. Gebruik wat die Here vir jou gee. Gebruik sy oormaat van genade en liefde om jou hande uit te steek, om te praat, om iemand raak te sien, om vir iemand te bid, om iets te doen vir iemand wat dalk sy lewe op daardie oomblik verander. Ons moet hierdie goed deel, nie net met mekaar nie, met hulle wat oor ons pad kom, met hulle met wie jy oogkontak maak en wat jy dalk 'n woord mee wissel. Iemand wat jy kan sien in nood is. Daar bid 'n mens vir die moed en die oortuiging en die woorde om dalk na daardie mens uit te reik en vir hulle iets te gee wat hulle daardie dag nodig het. Ons moet die tyd en die middele en die energie vind om besig te wees met hierdie goed. Daar's nie vir een van ons 'n verskoning dat ons roeping as gelowiges uitleef nie. Maar dan moet ons voor die Here gaan staan en vir hom sê, Here, al hierdie goed wat U vir my gegee het, ek het niks daarmee gedoen nie. Ek was te bang. Ek was nie seker hoe 'n mens dit doen nie. Ek het dit nie vertrou dat U vir my gee, sodat ek kan deel nie. Dis wat hierdie gelykenis vir ons wil leer. Dat ons oorgenoeg het. En dat ons daarom tyd, die middele, die energie moet vind, om iets daarmee te gaan doen. Want die Here roep ons daartoe. En hy gee vir ons wat ons nodig het. So ons het nie 'n verskoning nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. En dit moet ons gaan uitleef. Iemand vra op 'n stadium, kom ons verander net so vir oomblik die scenario. Ons gaan net so 'n paar jaar vorentoe. As 'n Lazarus op so 'n bankie gesit het, buitekant die huis waar Christene, die vroeë Christene, bymekaar gekom het vir die liefdesmaal, sou dit sy lewe verander het. En ons wil almal baie graag, baie hard sê, ja, dit sou. Maar 'n mens weet nie. En dit is ons verantwoordelikheid, broers en susters. Ons is gelowiges, ons is kinders van die Here. Daar kan nie iewers in ons lewens 'n Lazarus wees wat ons miskyk en wat ons nie iets voordoen nie. Die wêreld is 'n onregverdige plek. En dinge werk nie soos wat dit moet werk nie. En daar's baie goed wat nie in ons beheer is nie. Maar daar's goed wat onder ons beheer is.
En in hierdie onregverdige wêreld moet ons die mense wees wat regverdigheid leef, wat liefde leef, wat genade betoon, wat vir mense daar is. Nie omdat ons moet nie omdat ons net hierdie verantwoordelikheid ervaar nie. Hierdie verantwoordelikheid kom uit dankbaarheid. Dit kom uit jou dankbare hart vir alles wat jy ontvang het. Dit lê jou verantwoordelikheid op jou, om te gaan deel wat jy ontvang het. Dat 'n klomp goed nie onder ons beheer is nie, mag nooit ons verskoning wees nie. Jy kan nie eerste verskoning wil uitdink, omdat dit wat voorhande is vir jou moeilik is, of vir jou gaan energie vra, of 'n bietjie ingewikkeld is om dit uit te voer nie. Want ons doen dit nie alleen nie. Ons het die Gees in ons lewens om ons te begelei. En ons het mekaar. As ons iewerster nood sien, dan hoef jy dit ook nie alleen aan te pak nie. Draai net om en vra vir 'n medegelowige om te help. Vra vir julle gemeente om te help. Want dit is waarvoor ons hier is. Ek en jy is geroep om weg te kyk van onsself en 'n slag rondom ons raak te sien waar ons die verskil kan maak. Ons verantwoordelikheid teenoor onsself en teenoor mekaar is ernstig, maar ons het ook 'n verantwoordelikheid na buite toe. En dit is nie vrees. Vrees vir die Here wat skielik gaan terugkom. Vrees vir straf wat ons motiveer nie. Dis 'n dankbare hart. Dis die besef dat ek met baie geseën is. Dis die feit dat die Here my in staat stel en my roep om hierdie dinge te gaan doen. Ek wil weer vir 'n oomblik stil staan, broers en susters, by hierdie beeldspraak oor Abraham, wat minder sê oor die ewige lewe en baie meer sê oor die lewe hier en nou. Die taal wat hier gebruik word is apokalipties. Nou dis die taal van Openbaring. Dis die taal van Daniël se visioene. Apokaliptiese taal en beskrywings en gelykenisse het nooit die bedoeling om vir ons iets te voorspel oor die toekoms of wanneer die wederkoms gaan aanbreek nie. Dit is nie vir ons om te ontrafel sodat ons 'n wiskundige sommetjie kan maak van wanneer dit gaan gebeur nie. Dit was nooit die bedoeling van Openbaring nie. Apokaliptiese taal wil ons oproep. Dis 'n wekroep om vir gelowiges in die eerste plek te sê. Vir openbaringsgelowiges het dit gesê, die Here is by julle. Die Here waak oor julle. Die Here stap saam met julle hierdie pad. En dan is dit om hulle te herinner aan hulle verantwoordelikheid, om nie bang te wees nie, om nie uit vrees uit weg te kruip nie, maar voluit te leef in die naam van die Here, al het dit beteken dat jy jouself in gevaar stel. Dat jy eg en eerlik en verantwoordelik gaan leef tot eer van die Here en doen wat jy moet, omdat die Here jou geroep het. Dis apokaliptiese taal. En ons moet nie val voor hierdie interessante goed wat gebeur as mense die Bybel op 'n bepaalde manier lees wat sê dag en datum, dis wanneer dit gaan gebeur nie. Dis nie wat hierdie gelykenis vir ons wil leer nie. As ons in hierdie week nadink oor hierdie gelykenis, dink daaroor na dat jy in oorvloed onverdiend ontvang van die Here, omdat hy genadig is, omdat hy liefdevol is, omdat Jesus Christus hier tussen ons rondgeloop het. En dit wat jy ontvang het van die Heilige Gees, uit genade, deur die liefde van die Here, kan jy nie vir jouself hou nie. Jy moet dit deel, jy moet dit leef, dis jou roeping. Ons leef saam met Jesus Christus, omdat ons reeds saam met hom gesterf het. En ons is geroep om in sy voetspore te doen wat hy gedoen het. Om te verkondig dat hy die Here is, die ewige God, aan wie ons behoort. Onthou dalk hierdie beeld,
Dis 'n beeld wat my baie hard geslaan het. Iewers buitekant jou eie lewensruimte. Daardie stukkie privaatheid wat jy het, jou persoonlike ruimte. Iewers buitekant dit, is daar 'n bankie. En dalk sit daar iemand, 'n Lazarus, op daai bankie. Lê hy op daai bankie. En miskien het ons al ons beste probeer om by hierdie bankie verby te loop sonder om raak te sien. Sonder om te bewus te word van wie op daai bankie is. Maar daai bankie is buitekant jou lewensruimte. Raak bewus van daai bankie. Raak bewus van wie en wat op hom sit. Wie en wat iets nodig het. En moenie by dit verbygaan nie. Maak dit jou lewenstaak om in te loer by daai bankie. Raak te sien wat daar aangaan en iets daaraan te doen. Nie omdat jy verantwoordelik voel nie, maar omdat jy geliefd is, omdat jy genade ervaar, omdat jy oor genoeg het om te gee. Daardie bankie is jou roeping en dis jou verantwoordelikheid teenoor 'n naaste. Amen. Here ons God, ons word stil voor U. Ons het vanoggend begin deur te sing van U liefde, wat groter is as dit wat ons kan verstaan. Here, ons het geluister na die liefdesgebod wat vir ons gesê het, dat ons U liefde ontvang het, en daarom moet ons U lief hê, ons moet onsself lief hê, ons moet mekaar lief hê. Ons moet 'n naaste wees. En Here, vanoggend het ons gehoor, dat daar in ons eie lewens so 'n bankie staan, waar ons ander kan bedien, waar ons dit kan gaan deel wat U vir ons gegee het. Here, dankie dat ons opnuut so bewus kan wees, daarvan dat ons nie net vir onsself lewe nie, nie net binnekant in ons huisgesin leef nie, maar dat ons in 'n wêreld leef wat nodig het om U liefde te ervaar. En as elkeen van ons besig is daarmee, is die hele wêreld gevul met U liefde. Here, baie dankie dat ons weet ons doen dit nie alleen nie. Ons doen dit met U hulp en ons leef dit wat ons is deur geloof en deur U liefde. Maar Here, maak ons vaardig. Help ons om te verstaan dat ons iets het om te gee. En help ons om 'n plek te vind waar ons kan gee en waar ons met ons hele hart 'n verskil kan maak. Dankie dat U ook na ons omsien, op maniere wat ons nie altyd eers verstaan nie. Dat U na ons omsien as ons bekommerd is en as ons siek is en as ons rou en al die goed wat met ons gebeur in hierdie wêreld. En dat ons op U kan vertrou, want U is altyd daar. U is besig om ons te lei. En Here, ons kan elke dag bely, U genade is vir ons genoeg. Here, gee dat ons deur hierdie week sal gaan met hierdie wekroep in ons hart en in ons koppe. Dat ons dit sal hoor en dat ons daarop sal reageer en dat ons sal leef met alles in ons tot U eer. Skenk vir ons wat ons nodig het, Here. Maak ons wakker en bewus en help ons om U stem en U hande en U voete te wees. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen.
en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.